Welkom, okay, daar werk het nou. Okay, so ek het so lanklaas dit normaal opgeneem dat dit smaak vir my dit voel so effens weird nou. Maar ja, die vorige is wat ons wou afgeneem het, was mos nog wonderstel om live te wees, maar toe skreeu Eskom ons so 'n bietjie en Telkom, maar Telkom is maar 'n bietjie vertraag soos ons almal weet, so kan skien heeltemal my skuld wees. Of dit is seker meer my skuld as Telkom se skuld, want ek moes weet, hulle kan nie vertrou word nie. Maar ja, okay, so ek dink jy ons sal ooit weer regtig 'n live doen nie, tensy, skies ek net my mic skuif, okay, dis beter. Okay, so die live, wat gebeur het was, okay, so die eerste live wat ons gedoen het, het so hier en daar plek weggeraak. Dit is omdat ons fantastiese Telkom lyn het 'n upload speed van soos kilobytes, okay. Ons het 'n baie sterk download lyn, maar ons upload is verkrap. So, wat beteken, ons kan nie regtig lives doen nie. Daarom is dit beter as ek die goed opneem, want dit vat letterlik niks data om record te druk op die program nie, so dan lives dit my net op. Dis maar hoe dit gaan wees, tot ons iets beters kry hier in Katoo as Telkom. Ek het actually vandag by die werk, het ons gekyk, en die werk gebruik Rein, maar ek ken nie regtig dit nie, maar ek gaan kyk, want dit lyk my die pryse is min of meer dieselfde as Telkom, so who knows, dalk kan ons oorgaan soontoe, eendag. Maar terwyl ons nou hier is, dan nou sal ons nou maar by hierdie. Ja, so ek het nou lanklaas podcast gedoen, want ek is so half sleg gevoel oor die vorige is, wat so half bangholes was, dit was nogal shitty. Maar ja, so in die ander lives, dit was net, die krag was af, want die eerste een, die krag het aangegaan, en toe 'n halfuur later te doen ons dit. En dit is asof Telkom soos 'n halwe dag vat om te reboot, voor ons die internet kan gebruik. So dis hoekom ek nou maar nie die kans gevat het die ander keer nie, want dit help nie. Maar ja, genoeg van daai gekreen en geween. Maar ja, ek dink ons gaan maar aangaan vir nou soos dit. Ek pre-record en dan upload ek maar net. Dit is nog steeds nie geëdit nie, want 1, ek is te lui om te doen, en 2, ek weet nie hoe nie, en 3, ek kan nie meer omgee, of minder omgee, om het uit te vind hoe om het te doen nie. Maar, ja, waar was ek? Okay, so, ek dink ek gaan die naweekste kant, wat is vandag, donderdag. So, die naweek sal ek seker nog podcasts maak. Ja, ek is alleen die naweek, maar ek kan nie vir julle sê hoekom ek alleen is nie, want dit is so iets wat van 'n geheim. En as ek nou sê, hoekom ek alleen is die naweek, gaan ek dalk soos die game weggee. En dan spoil ek die surprise. Maar ja, meer oor dit later, as naweek verby is, ek kan sê hoekom ek alleen was die naweek. Maar vir nou, sal ek maar myself besig hou met met my skryfwerk, en ek het lanklaas Duolingo gedoen, my Duits is bietjie agter, en ja, ek het nou weer bietjie Duolingo deurgegaan. Ek hou van Duits, om Duits te leer is actually nogals maklik. Of, dis makliker as wat jy dink dit is. Daar's baie woorde wat dieselfde klink, soos beroep is beroep. Soos, wat is jou beroep, is net beroep. Maar ja, ek gaan nou nie my Duits hier op julle oefen nie, julle ore sal begin bloei. Maar ek lag my dood, op Duolingo, daar's mense wat dit moet so obviously lees vir jou, dat jy die uitspraak kan hoor. Maar daar was altyd sulke mense wat half neutraal praat en soos mooi uitspraak doen, maar nou is daar soos, was is dein beroep? Hy praat so. Ek lag my dood. Dit is baie snaaks. Hy is soos van die animated Germans, wat probeer snaaks wees. Ek weet nie hoekom hy dit gedoen het nie, maar hy is nogal snaaks. Ek is jammer, hoekom gaap ek die hele tyd? Dit is soos as ek met my ma en my suster praat. Ons praat elke sondagmiddag 4 uur. Dit is ons standing date. En
ons sal net begin praat, en dit is die 5 minute nie, dan gaap ons al drie in mekaar se gesigte. Dis soos why. Jy's die hele dag met jy niks, maar kom sit nou net voor die rekenaar en begin praat. Dis seker hoekom ek nou gaap, want dis gewoonlik wanneer ek gaap, as ek hier sit en praat, kliphard. Dan begin gaap ek. Strange, why? Maar, okay, so, ek het julle nog gesê van my skryfwerk vir die naweek. Okay. Ek het besluit, as 'n joke, nee, gaan ek 'n romance novel skryf. Yep, ek gaan 'n romance novel skryf. Ek gaan nog nie vir julle te veel detail gee nie. Ek weet nog self nie reg wat aangaan nie. Wat ek wel weet, is dat as Ina Marie in 33 jaar 131 boeke kan skryf, wat basically maar almal dieselfde is, let's admit, dan kan ek ook. Ek meen, hoe moeilik kan dit wees? Nee? Hoe moeilik kan dit wees? So, want ek kan vir jou 'n brief gee, al haar boeke is dieselfde, al wat verander is die karakters, die trauma wat met een van hulle gebeur het, die setting, en ek dink dis basically dit. So, sodra jy, of solank jy 'n man en 'n vrou het, daar's 'n paar sub-characters, daar's een of ander trauma wat gebeur. Okay, daar's natuurlik verskillende skryfstyle. Ek weet nie regtig wat jy het noem nie, want ek is nie 'n skrywer nie. So, nee, Bom, as jy oupa as dit nou jou kombers weggevat, jy moet nou maar op die bed slaap. Jy kan nie op my laptop lê nie. Klim op die bed. Dis fyn. Maak die bed vol hare. Maar ja, so of jy kan daai love-hate relationship ding begin skryf, soos friends of na lovers, of eers enemies, dan friends, dan lovers, of ja, daar's sulke, maar daar's letterlik programme of resepte vir soos 'n romance novel. So, hoor my lied, jy dink ek joke, maar ek het al soos 1200 woorde van hierdie boek geskryf. Hulle sê, mens moet eintlik soos tussen 80 en 100.000 woorde hê. Wat beteken, as ek dit teen einde Februarie wil klaar hê, soos ek nou huidiglik beplan, moet ek elke dag 762 woorde skryf. Wat makliker klink as wat dit is. Want jy moet actual plot hê met mense wat soos regte mense klink. Ek dink daai is die moeilikste deel, om mense te skryf, karakters te skryf. Want dit help nie, jy skryf 'n karakter wat so unbelievable is, dat niemand kan relate nie. Verstaan, jy moet iemand skryf waarmee jy jouself kan vereenselwig, as dit die regte woord is. So, maar ja, dit help dan as jy jou karakters baseer op mense wat actually bestaan. Want ek meen, as ek myself vereenselwig met 'n karakter in 'n boek, dan is dit omdat ons dieselfde eienskappe het. Maak dit sin? So, as jy van snaakse ouens hou, en ek hou ook van snaakse ouens, dan het ons daai iets in gemeen. Verstaan, dan voel jy so half, maar daai karakter is so half jy in die boek. Verstaan, jy begin 'n root aan vir daai karakter. Maar ja, so ek het nou al obviously my twee main karakters, wat ek gedoen het sover is, ek het al die name uitgedink, daar sal die boek het al 'n titel, maar dit is nog nie finaal nie, dalk sal dit verander. En dan, ek het besluit, ek hou van ronde getalle, so die boek het 10 hoofstukke. Ek dink jy gaan probeer om vir die hoofstukke name uit te dink, dit gaan maar net wees, ja, daar gaan 'n main event wees in elke hoofstuk, obviously. So ek het nou al daai main events so half neergeplot by elke hoofstuk. Ek gebruik daar so 'n writing app. As iemand belangstel, sal ek vir die link onder insit. Dat ek net 'n nota maak. Dit is nie live nie, so dat ek net 'n nota maak, anders dan gaan ek vergeet. Okay, so daar's die app, en die app sê vir jou, hy werk vir jou uit, as jy sê, okay, maar ek wil my boek teen daai tyd klaar geskryf hê, dan sê vir jou, okay, maar jy, jy kan besluit, jy wil net maandag skryf, of jy wil net Saterdag skryf, of wat ook al, dan sit jy vir jou daai dag uit, dis nie jou skryfdag.
Maar as jy nou nie regtig weet nie, en jy het 'n actual werk, soos ek deesdae het, ek is dankbaar, klaar nie, dan skuif jy maar elke dag 'n bietjie. En as jy agterraak, dan moet jy nou maar die naweek inhaal. Maar ek dink ek sal die naweek wat nou kom, sal 'n bietjie inhaal, want ek gaan mos nou by my lonesome self wees. So ja, julle dink ek joke, maar ek sweer vir julle, ek het al 1800 en iets, sê maar 1200 woorde geskryf. So, ons kyk. Maar jy verstaan, dis great, want jy hoef nie soos 'n actual publishing house te nader om jou boek vir jou te publish nie. Jy doen dit self. Jy kan dit op Kindle, op Amazon kan jy dit publish. Verniet. En dan het jy 'n e-book gepublish. En dan kan jy dit oral verkoop, soos op Takealot. Nou, ek het obviously vir my 'n nom-diploom ook gemaak, soos 'n fake naam. Ek gaan definitief nie hierdie shit onder my eie naam skryf of publish nie. En daar's net soos 12 van julle wat na die podcast luister, so niemand gaan ooit weet nie. Imagine, die boek is moer so suksesvol, en hulle maak soos 'n movie, en daar soos die glittery vampire speel daarin, of soos iemand bekend, soos Brooke Shields of iets. Weet julle wat ek die idee gekry, nee? Netflix het altyd hierdie cheesy Christmas movies, wat hulle nou hierdie tyd begin uitsaai. En Brooke Shields, okay nee, ek het respek vir daai vrou, sy is een van die cool actresses, sy vat die nonsens nie, en sy is maar altyd dieselfde en consistent, en ek meen, sy act al van die 80s af, sy was wat, 12 in die kontroversiële film wat sy gemaak het. So, en even sy vat jy haarself ernstig op, so, sy maak deesdae maak sy hierdie feel-good Christmas movies. Maar dit is letterlik waar jy die idee gekry het. Jy sien die hele plot van die movie in die preview wat jy op Netflix kan sien. Ek kan net die movies naam kyk, maar as jy op Netflix gaan en jy tik in Brooke Shields, gaan jy sien van wat in sy movie ek praat. So, sy is hierdie suksesvolle vrou, sy het soos nee, ek kan nie eens onthou nie. Ek raak nie mekaar met haar movie en my boek. Maar, sy is hierdie suksesvolle vrou, en dan gebeur daar iets, en dan moet sy na 'n ander land toe gaan, en dan raak sy nou verlief, of wat ook al, en dan gebeur daar een of ander trauma, en dan lyk het nou, hulle verloor mekaar, en sy trek weg, hy trek weg, of wat ook al, en dan kom hulle weer mekaar uit, en dan trou hulle sommer. Jy verstaan, dis altyd, een van hulle is baie suksesvol, die ander een is so half, met geskiedenis daar, een van die trauma in die geskiedenis, dan ontmoet hulle mekaar, en dan, of hulle is vriende, en hulle raak dan kwaad vir mekaar, en by eindelijk kom weer mekaar uit, of hulle haat mekaar met die eerste oogopslag, en dan gebeur daar iets, dan raak hulle vriende, en dan is daar dalk iets wat hulle weer dreig om hulle uit mekaar te hou, en dan gebeur daar weer iets, en dan is hulle saam. Verstaan so, dis drama, en ek meen, hoe cheesier, hoe beter. Want ek meen, ek verstaan, dat romance novels is soos 'n groot genre, want dit is van die escapist reading. Verstaan, ek meen, ou tannies wat nou in die ouwe huis sit, en hulle kinders wil nie van kom kuier, en hulle man is al oorlede. Wat gaan hulle nou doen? Verstaan, hulle lees hierdie romance novels. So, dalk maak ek 'n paar ou tannies gelukkig met my novel. Wie weet. En ek skryf dit in Engels, mind you, want ek wil dit vir al die ou tannies in Amerika ook wys. Ek wil nie syndig wees en dit net vir Afrikaanse mense gee nie. Ek wil dit vir die wêreld gee. Okay, maar anyway. So, die plan is om die boek klaar te hê teen einde Februarie. Maar dan moet dit seker geëdit raak. En, ja, ek moet iewers cover art in die hande kry. So, iemand gaan vir my cover art moet maak, maar daai mens sal ongelukkig eers die boek moet lees. Om te kan sien wat se tipe cover art om te maak, obviously. So, ons sal dit kyk. So ja, ek sal julle op hoogte hou van dit. Ons kyk maar hoe dit gaan. Soos ek sê, ek het nou nog net 1000 toe, ek dink ek gaan vanaand regtig skryf hier. Of dalk, ek weet nie, dalk raak ek in die mood. Maar dit is wel of jy moet in daai mindset wees. Jy moet,
Sorry, ek lees WhatsApps, Herman het my ge-WhatsApp, ek het goeie lees. Okay, ek gaan hom nou antwoord, dis die dringend nie. Ja, hy en Pieter werk silencers. Hulle materiaal het uiteindelik gekom, en daar was 'n staking gewees in Johannesburg, die staalwerke. So hulle het staal bestel vir so 60 silencers om te maak, maar toe kom net die helfte, of net soos 'n klein deeltjie van hulle materiaal, omdat daar die staking was. So hulle kan nou net soos 20 silencers maak, dink ek. Maar ja, soos hoop die res volg. Maar ja, daar's klaar kopers, so dit lyk dit gaan goed. Die website is nog nie heeltemal klaar nie. Ek wag nog vir foto's en inligting, dus kan soos artikels skryf en soos infoblaaie en sulke goed vir mense wat wil silencers bestel. So ja, as jy een is wat 'n silencer vir jou jaggeweer wil bestel, stuur vir ons 'n e-mail. Ek sal die e-mailadres van PH Precision ook in die description sit van die podcast. Dan kan julle, as julle wil silencers koop, dis eers hier, okay, dit is soos die beste silencer wat daar is, en dit is die goedkoopste een ook. So, kom ek sit net daar. Sorry, ek maak notas terwyl ek dit doen, anders gaan ek vergeet. Okay, so, dis dit. Waar is my notas? Okay, dan ook, ek gaan soos 'n nuwe ding doen, ek gaan elke week, of elke keer as ek klaar podcast gedoen het, of wanneer ek ook al so voel, ek wil myself, daar is hier 'n program vir die goed, ja, kyk, doen dit wanneer ek lus het, of wanneer ek tyd het. Maar ja, ek gaan 'n poll opsit op die Facebook groep, met 3 liedjies, en dan wil ek hê julle moet stem vir die beste liedjie. Ek kan mos nie speel hierso nie, maar dis maar net vir entertainment, en dalk is daar liedjies wat jy van hou. Ek weet nie, my musieksmaak is nogals weird. It's all over the place, met my musieksmaak. So, maar ek gaan vir julle 3 liedjies opsit, dis op Spotify. Moet dit asseblief nie, ja, okay, as jy nou nie Spotify het nie, luister dit dan maar op YouTube. Ek gaan nou nie die YouTube link vir jou sit nie, want ek gaan nie daai moeite doen nie, ek kan dit self soek. Maar, ek gaan die Spotify links vir jou daar sit, want die klank is net van soveel beter gehalte op Spotify as op YouTube. YouTube se klank is nie vir my so great nie. Maar ja, so dit gaan ek doen op die groep. Skus, ek het gou genies. Hier kom nog ene. Okay, so. Die volgende, laas ek vir julle gevra om vir my voorstelle te gee vir wat om te kyk op Netflix. Dankie vir die presiese 0 aantal mense wat vir my voorstelle gegee het. Julle is awesome. Baie dankie vir julle insette. Maar ja, so ek kyk nou vir Lock and Key. Ek hou van sulke magic goed. Herman kyk dit obviously nie saam met my nie, so ek kyk dit alleen. Dis dalk wat ek hierna moet doen. Ek moet daai laaste episode klaar, of die volgende episode kyk, want ek het op 'n cliffhanger geëindig. Ek is al by season 2. Dis ook van daai goed, jy kyk en jy kom nie agter hoe baie jy kyk en jy sien is season 1 verby. Maar dit gaan oor hierdie familie, hulle is die Locks, soos L-O-C-K-E, die Lock familie. Maar dit begin waar hulle trek van Seattle af, nou na hierdie nuwe huis van hulle. Ek kan nie nou waar hulle sê dat die huis is nie. Maar anyway, hulle trek na hulle familiehuis toe. Want hulle pa is oorlede. Maar dan trek hulle nou na sy familiehuis toe. En dan begin gebeur allerlei weird goed. Soos die jongste seentjie van die gesin, Bodie is sy naam. Hy hoor sulke fluistergeluide. En dan kry hy al sulke random sleutels. En dan op die ou en kom hulle agter, maar hierdie is soos magic sleutels. En elke sleutel doen iets anders. Soos daar's die anywhere key. En daai sleutel, as jy dink aan 'n deur, en dan gaan jy met hierdie sleutel deur die deur wat voor jou is, maar dan as jy dink aan 'n deur
aan die ander kant van die wêreld in Australië en jy gaan dan deur die deur wat voor jou is, dan stap jy in Australië in, deur die deur wat jy gesien het in jou mind. So dis die enigste trek, jy moet soos die deur waartoe jy wil gaan, moet jy al gesien het. Dan kan jy, ekskuus vir my slurp, maar ek is vol nuus. Jy sê, jy sal staan nie, maar my sinus is nogals erg nie, maar soggens dan staan ek op, en dan is my neus heel toe. Dan vat jy die Sinutab neusproei, een spuit jy elke neusgat, 5 minute, jou neus is so oop, so jy het lanklaas oop gehad het. Dan goed werk soos 'n bom. Maar ja, dis beter as sinuskopsere. Maar anyway, I digress. So dan, die storie is Lock and Key, wat 'n oulike sinspel op die woorde is. Maar kyk dit is, as jy hou van sulke bonatuurlike verhale oor magic en wat, dan sal jy hou van dit. So ek sê, ek is nou besig met season 2, ek is seker of daar season 3 gaan wees, ek nog nie soveel navorsing gaan doen nie. Maar ek hoop so, dit is, ek weet ek eers of het gemaak is van boeke af, of niks, ek weet eintlik niks van het af, ek het net gesien Netflix het maar so een of ander story, of een of ander tyd dan is daar 'n storie wat Netflix heeltyd vir jou suggest, die heeltyd is al wat jy sien. Later dan sien jy dit in jou kop, en jy dink heeltyd oor, maar jy het nog nie gekyk nie, en op die ou dan kyk jy dit maar net, en dan is dit actually so goed, dan wonder jy hoekom het jy so lank gevat om dit te begin kyk. Maar ja, so ek hou van hierdie Lock and Key, dit is my baie oulik. Ja, maar dan is daar ook Coming Soon op Netflix. En ek weet nou nie hoe baie van julle is bekend met F is for Family. Dit is 'n adult comic. Ek weet nie wat sê mens vir dit nie. Dis 'n cartoon, maar dis vir kinders hier, obviously. Bill Burr, die comedian, is een van die co-creators, en hy voice ook die hoofkarakter vir Frank. Dit is baie snaaks, dit is daai donker komedies, maar dis regtig goed gedoen, ek is mal daaroor. So season 5 kom nou uit, ek het nou net gesien, season 5 sal dit ook die finale seisoen wees. Dit begin, my notas half gemaak, dit begin die 25ste November, so dit is volgende week, donderdag. Is ook wanneer ek my medical by die myn het, so ek sal nie vergeet nie. En dan van die van julle wat Archer ken, dis die ander adult cartoon, Archer season 12 kom 1 Desember uit. So ja, dis iets om na uit te sien, maar gewoonlik as iets so op pad is, en ek het dit lanklaas gekyk, sal ek die vorige season 12 net weer oorkyk, of as daar min genoeg seasons is, met min genoeg episodes, soos F is for Family, dan sal ek dit sommer net weer van vooraf kyk, verstaan, net weer om in die hele mindset te kom van dit. So ja, dalk kyk ek vir F is for Family sommer weer van vooraf. Daar was 'n goeie storie, dis iets wat jy soos elke nou en dan maar oor en oor kan kyk, maar soos Archer ook, dit is baie snaaks. En as jy nie weet waarvan ek praat ewen nie, as jy gaan nooit jou lewe gehoor van F is for Family of van Archer nie, soos waar woon jy op planeet Aarde, seriously, kom net by. En dan is daar ook 'n oldie but a goodie. Ek weet nie hoe baie van julle het al die Ransom van Mel Gibson gekyk nie. Dis 'n baie goeie fliek. Of althans dit was toe ek die eerste keer gekyk het. Ek kan nie, so dit was ek al 100 jaar terug. Dalk as ek het nou weer kyk is dit shit. Maar ek twyfel, maar Ransom van Mel Gibson, dit kom ook 1 Desember weer op Netflix. So julle kan maar dit kyk. Ek onthou, dit was redelijk goed geweest. En dan, ek het nou reg met Marlene gepraat, toe sê sy maar, ek het nooit weer opgevolg. Ek het begin praat oor die Gabby Petito, die meisie wat in Amerika, sy het weggeraak. Ek het net veel vertel, soos sy en haar boyfriend, wat lyk soos white trash, het op 'n toer gegaan deur Amerika, en want hulle het soos 'n YouTube channel, wat hulle begin het, of wat hulle wou begin, of kan jy dan nie, maar dan wil hulle soos travel video's gemaak het. En toe het haar boyfriend, Brian Laundrie, het toe soos 1 September by die huis opgedaag, sonder haar. Maar sy en hy het altyd by sy male gebly.
En toe teen die 11de September eers, toe rapporteer Gabby Petito se stiefpa haar as vermis. Okay, wat klaar vir my bietjie dodge is, want soos, hoe kom die boyfriend terug by die huis? Eerstens, Brian Laundrie se ma en pa moes vir hom onmiddellik gevra het, waar's Gabby? Okay, sy bly by hulle in die huis. Hoekom is hulle nie gearresteer? Hulle is soos accomplices of some shit. Ek verstaan nie hoe daar van die 1 September gewag is tot die 11de September. Dat, okay, ek kan verstaan, Amale is nie daar naby nie, maar weer eens ook, sy en ma het gereeld gepraat. En as jy, ek weet nou, ek is 38 jaar oud. As ek vir langer as 'n week, as my ma vir 'n week lank of langer niks van my hoor nie, gaan sy moles maak. Verstaan, sy gaan 'n poging uit, of, sy kan nie meer praat nie, sy gaan 'n poging aanwend om uit te vind waar ek is, okay? Jy gaan nie vir 'n week of 2 nie met jou ma praat, en jou ma gaan nie wonder waar jy is nie. Veral nie as jylle gereeld in kommunikasie is met mekaar nie. So daai is ook vir my dodge. Dit is asof hulle nie omgegee het nie. Anyway, almal weet toe, hulle het toe haar liggaam gevind, haar lijk gevind. En hulle het 'n nadoodse ondersoek gedoen, en dit het toe gelyk, of hulle het toe vastgestel dat sy is verwrig. So hallo, nommer 1 suspect, Brian Laundrie. Maar wat meer dodge is, ek dink 2 of 3 dae, ek kan verkeerd wees, ek het nou nie al die feite is die vars my kop meer nie, maar dit maak nie regtig saak, dit is die gist of it. 'n paar dae nadat hy by die huis aangekom het sonder Gabby, toe klim hy en sy ma en sy pa in die van, wat eintlik net 2 mense kan vat. Hulle 3 klim toe in die van en hulle ry toe. Hulle is toe vir 'n paar dae weg, toe kom net sy pa en sy ma terug. Toe begin raak almal nou suspicious, rarig, want Gabby is toe nou al lank weg. En niemand kan vir Brian soos moer en bliksem en sê, waar is sy nie? Ek verstaan nie. Van, as dit my kind was, of my sister, kan jy imagine, dis is jou beste vriendin of jou sister of jou kind van jou, en sy is al so lang weg, en die enigste ou, of die ou wat haar 10-1 laaste gesien het, saam met wie sy daar by die huis moes aankom, is net daar, en niemand kan uit hom, die inligting uit hom kry, om te sê, waar is die kind nie. My pa sal hom geskiet het, sy freaking kniekop uitgeskiet het, dat hy kan sê waar ek is. Maar ja, hulle wou nie vrae beantwoord nie, maar ja. So, begin soek hulle toe vir Brian, en hulle soek hom, en ek later het ek 'n onderhoud gesien wat hulle met Brian Laundrie se suster gepraat het, en die ene het toe gesê, maar hy is nogals well equipped om daar in die nasionale parke rond te loop op sy eie, want die vorige keer was hy daar in een van die parke vir 'n maand lank op sy eie, en hy het oorleef. Ook iets wat ek nie dink enige ma en pa wat in hulle right mind is sal toelaat nie. Dit is onverantwoordelik. Veral in daai Amerikaanse parke waar daar bere en pumas en goed rondloop wat jou kan vreet. Maar ja, so almal begin raak toe horries, want hulle kan nie vir Brian kry nie, en Brian is weg. En daartoe later, van die polisiemanne in Amerika dra mos daai bodycams, en daar het 'n video uitgekom, jy kan dit Google, dis op YouTube, jy kan net into Gabby Petito bodycam footage, of wat ook al. En dis 'n polisieman wat hulle afgetrek het, of langs hulle gestop het, want hulle was klaar afgetrek, in die bus, en hy het toe gesien hoe gryp Brian vir Gabby, en hy soos ruk haar rond en goed. En die polisie stop toe daar, en Gabby is toe besig om baie erg te huil, en sy klim toe uit, en hulle vat toe vir haar een kant, en sy vertel toe hulle beklei, en wat, en daar was blykbaar klagtes van rusverstoring, ook by een of ander motel waar hulle gebly het, en, maar ja, daai polisieman wat hulle afgetrek het, moes eintlik vir Gabby gevra het, luister hierso, wil jy huis toe gaan? Ek vat jou na huis toe. Want dit is die laaste keer wat hulle haar lewendig gesien het. Ek dink is soos 'n dag of 2 daarna toe
toe is Brian huis toe, en toe sy nie meer by hom nie. Maar ja, toe het hulle hom gesoek, en toe nou die dag, kan hulle nie die datum onthou nie. Maar toe kry hulle beendere, ook in een of ander park. Kan nie onthou waar nie, Google dit as jy wil weet. En almal is toe so obviously, okay, maar dit is dan seker nou maar hy. Maar ja, almal, ek meen, die kanse dat iemand anders vir Gabby vermoor het, wat is die odds? Dit moet hy wees. So, toe ek gehoor het, dit was seker nie baie vriendelik van my om dit te sê nie, maar ja, ek hoop eintlik, ek het gehoop 'n beer het hom gevreet, verstaan, want hy was bietjie abusive teenoor Gabby. Ek meen, ons weet nou nie alles wat by hulle aangegaan het nie, maar ja, die beendere het hulle toe geïdentifiseer as Brian Laundrie se bene. So, hy is nou ook daarmee heen. Ek het nou net weer gekyk, om te kyk wat is die updates van dit. En hulle sê, daar is nog nie, sy nadoodse ondersoek is nog nie conclusive nie. So hulle weet nog nie wat die oorsaak van sy dood is nie. En hulle het ook nog nie gesê in wat sy toestand was, die oorskot wat hulle gekry het nie. So of dit nou heeltemal net bene was, of daar nog remains oor was, soos vleis en goed. Hulle sê nie dit nie. Maar ek is seker soos van die wildlife het hulle begin vreet. So die kans dat hulle sal kyk na 'n oorskot van 'n liggaam en kan sien dit is hy. Verstaan, dit het obviously nie gebeur nie, want hulle moes die bene soos DNA toetse opdoen om te kyk wie dit was. Maar ja, so dit is hy is dood. Daar is blykbaar 'n notaboek gevind daar naby sy lijk. Nou sê daar mense, hulle spekuleer dat die notaboek sal nou leidrade gee van wat gebeur het. En hulle sê dalk is daar, of hulle vermoed, daar is dalk soos 'n selfmoordbrief in die notaboek. Verstaan, most likely was dit hulle shoppinglys en nie 'n dagboek nie, so wie skryf nog so suicide notes? Maar ja, ons sal wel uitvind, die waarheid kom altyd uit, soos ek sê. Dit is nou nie 'n happy ending story nie, dis vreeslik hartseer. Jy verstaan, hulle was verloof. Basically, of soort van. Niemand weet nie, hulle het die hele tyd vir Gabby se stiefpa gevra, maar hulle was soos verloof, nee, en hy het die hele tyd soos om die storie gepraat. So dit lyk ook nie vir my, as jy aan sy lyfstaal kyk, en lyk dit nie vir my, hy was baie tevrede met die hele opset nie. En ja, maar jy verstaan, dit sê daar julle ding van, as jy nie gelukkig is met die persoon saam met wie jy is nie, verstaan, hy moet jou nie laat huil, so erg, dat die polisie langs jou stop en jou een kant toe moet vat om te vra of jy okay is nie. Verstaan, dan, dis warning signs daai. En ek is seker, daar was vele warning signs voor by daai stadium uitgekom het. So of dit nou, of hy jou nou verwrig het in die oomblik, en of, ek dink hy het dit beplan nie, ek weet ook nie. Maar, dis maar net een van die dinge, as jy so lang saam met mense is wat jou frustreer, as jy in 'n verhouding is wat sulke goed aan jou doen, soos, gaan net weg, gaan net uit die verhouding uit, soos niemand het daai shit nodig nie. Dan is jy eerder alleen, glo my, ek weet, dit is nie die moeite werd nie. Persoon, jy moet iemand in jou lewe hê wat jou gelukkig maak, en wat jy moet uitsien om daai persoon te sien elke dag. Verstaan, soos, Herman is nie nou eers hier by my nie, maar ek verlang hom al klaar. En hy is net hier af in die pad in die golf estate. Verstaan, dit is nie eers dat hy ver weg is van my af nie. Maar ja, ek dink dit is hoe almal moet voel. Jy moet so voel oor jou mensie met wie jy in 'n verhouding is. Jy moet nie bang wees om hulle te sien, of soos, wat is die woord? Jy moet dit nie dread om hulle te sien nie. Jy moet opgewonde wees. Jy moet soos uitsien om tyd saam met hulle te spandeer. Ek meen, as jy op 'n roadtrip gaan deur die hele Amerika, en jy kan nie een dag gaan sonder om jou hare uit jou kop uit te trek van frustrasie nie, dan
moet jy dit eerder dalk maar gelos het. Ek weet nie of sy so graag famous wou gewees het en hy is die enigste een wat haar kon gehelp het nie. Ek weet nie. Sy was oulik en sy kon dit nie op haar eie gedoen het, maar dalk, ek weet nie, dalk het sy nie genoeg selfvertroue gehad of ietsie. Okay, maar ek ramble nou net. So, ja, dit is wat gebeur het met Gabby Petito sover. Ons weet nog nie wat het met Brian gebeur nie, maar as hy homself geoff het, dan wil ek nog steeds weet hoe hy dit gedoen het. Want daar's obviously nie 'n pistool of so iets gevind daarna by nie, wat hulle so gesê het. Wie weet, dalk het een of ander vigilante hom gesien en toe gesien, ja, jy is daai Brian ou en jy het vir Gabby vermoor en toe vermoor hulle vir hom. Mens sal nooit weet nie. So ons sal maar sien wat sê die nadoodse ondersoek. Sal interessant wees. Ja, so I'll keep you posted. Maar okay, ek gaan nou eers op praat, ek het nou genoeg gebabbel. Ek gaan nou daai 3 liedjies daar op die groep gaan sit en dan luister hulle en dan stem jy vir die een wat jy die meeste verhou. Okay, dan kyk ons wat se liedjie is die coolste. Want soos ek sê, my musieksmaak is weird, so kom ons kyk wat se van my 3 weird liedjies is vir julle, die mainstream, al 12 mense wat vir my luister, wat is julle gunsteling? Okay, en dan ook, ja, almal weet het seker al, maar ja, Teens Jordaan is oorlede aan kanker. Hy is die week oorlede, dis baie hartseer. Ek is nie noodwendig 'n Teens fan nie, maar so hy het baie ander musikante gehelp. Ek het nou reg op Instagram gesien, Bobby van Jaarsveld het nogal 'n mooi hartseer post daar op Instagram gepost van hoe Teens vir hom gehelp het. Sy het met foto's opgesit waar hy nog so vrek jonk is, hy het nog soos 'n babietjie. Maar sy het wat Teens vir hom soos gehelp het en Teens het vir hom sy eerste kontrak gekry en vir hom goed geleer en so aan. So, ja, mense is nie noodwendig altyd fans of altyd aanhangers, soos my ma sê, van hierdie mense nie, maar jy kan respekteer wat hulle gedoen het. En ja, wat hulle gedoen het vir Afrikaanse musiek. Weer eens ook nie dat ek regtig Afrikaanse musiek luister, maar jy kan waardering toon vir sulke goed. So ja, dis hartseer van nou Teens. Maar hy het baie ander geïnspireer, so dalk inspireer hy nog klomp mense, selfs hulle is nie meer met ons nie. Maar ja, dis dit. Fluit, my storie is uit.